hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot met vers 3. Die opskrif is naam en onderwerp van die boek. Prys die Here, daar is ook so op die bord vir die van die wat graag so bevolk. Die openbaring van Jesus Christus wat God ons gegee om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Sover die woord God dit is aan. Vader, baie dankie dat ons die woord kan open in hierdie oomblik en so eintlik kan ontvang. Dankie dat ons so besig mag wees met die woord, wat die woord van God ook so besig is met ons. Ek wil so bid, Here, dat U hierdie prediking vandag sal seën met die soete teenwoordigheid van die Heilige Gees en dat U juist vandag so sal indring na hart en na siel en na lewe en dat geen een van ons as mens vandag hier so dieselfde gaan uitstap nie. Ek wil juist so bid dat hierdie boodskap geïnspireer sal wees deur U. En Vader, dat U die harte sal open en dat die woord juist so sal binnegaan. In Jesus mooi naam, ons dankie ons eer U daarvoor. Amen. Amen. Nou ek het gesê en ek kan dit weer sê, ons leef verseker in interessante tye, Bybelse tye. Soos wat die woord van God dit beskryf vir ons in hierdie tyd, en spesifiek dit wat ons oor die wêreld sien gebeur, word dit die eindtyd genoem. En baie maal wanneer daar oor hierdie onderwerp gepraat word, dan raak mense so 'n bietjie ongemaklik en raak so 'n bietjie skrikkerig daaroor van daar is so baie sieninge en baie opinies aangaande dit, maar ek wil vir jou dit sê, ons hoef nie bekommerd te wees oor wat die toekoms inhou nie, want ons weet in wie se hand is die toekoms. Ons het dit juist gesin omdat hy leef sien 'n kans verloor. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die dinge wat oor die wêreld gaan plaasvind en juist wat besig is om te gebeur, want ons weet dat die Here God is nog steeds in beheer. Dis al wat saak maak. Maar hierdie spesifieke tyd waarin ons onsself bevind, word die Bybel, juist deur die Bybel beskryf as die eindtyd, die laaste dag. Soos ek het gesê, dis juist baie maal 'n skrikkerige onderwerp. Iemand het op 'n stadium vroeër in die jaar, en dit was dan 'n liedjie gewees wat gevra het, kan ek dalk ook so leer en aanbied na 'n spesifieke preek gehad het? En my antwoord aan haar was, kan nie, ek is versigtig daarvan, want daar's baie opinies oor dit. Nou wil ek vandag vir jou dit sê, my opinie het ek nie gegaan en gekry en ingehaal by ander teoloë nie. Ek kyk juist wat die woord van God sê. En ek wil die aanmoedig daartoe, liewe broeder en suster, nie net aangaande hier onderwerp nie, maar eintlik enige ander onderwerp wat betrekking het op die woord van die Here. Kyk wat sê die Bybel. Kyk wat sê God se woord. Ek het dit ou jaar gehad, het ek het genoem en ek gaan dit weer 'n keer vir julle sê. Ons stuur baie maal vir mekaar preekies aan. Ietsie wat jy op YouTube sien wat baie oulik is, wat dan reg klink en reg lyk. Maar as jy mooi gaan luister na daai boodskap, dan gaan jy agterkom, dis 'n robotstelsel wat praat, dis nie 'n mens se stem nie. En hy selfde stem hoor jy in ander video's. Nie net in daai ene nie. As jy mooi gaan luister, gaan jy agterkom daar word op 'n sekere manier gekommunikeer, soos wat 'n mens nie sal praat nie. Nie soos wat 'n mens sal kommunikeer nie. Dan is dit juist 'n boodskap wat met artificial intelligence, met AI aan mekaar gesit is. As jy kyk na die beelde wat gebruik word in daardie video, dan is dit nie natuurlike beelde nie, dis nie regte mense en regte gebeure wat afspeel nie. Dis alles gedoen met artificial intelligence, met AI. En dan dink ons dis 'n boodskap wat van God afkom. Maar ek wil dit vandag vir jou sê, 'n rekenaar het nie die gees van God in hom nie. 'n rekenaar het nie 'n verhouding met die lewende God nie. Daarom moet ons juist so ons ore laat besny en seker maak dat dit juist die Here is wat met ons praat, want die Bybel sê, toets die geeste en stel hulle op die proef en kyk of hulle uit die Here uit is. So nie alles wat jy en ek hoor in die naam van Jesus kom vanaf die Here Jesus nie. Ons moet dit toe sê, amen. Die heel eerste antwoord wat Jesus vir sy disippels gee toe hulle hom vra aangaande die eindtyd en spesifiek met betrekking tot die verwoesting van Jerusalem, toe gaan Jesus nie en hy sê vir hulle dis hoe dit gaan gebeur nie. Hy sê vir hulle pas op dat niemand julle mislei nie. En hy sê niks nie misleiding gaan kom in sy naam. Dis die tyd waarin ons onsself bevind, is dat daar juist baie misleiding is en ons moet op die uitkyk wees. Die enigste manier
hoe jy en ek werklik waar die misleiding kan uitken, is deur die woord van God. En ergster, selfs iemand wat die woord van God getrou gaan bedien, gaan jy dan ergster daardie persoon se vrug begin agterkom, as hy nie werklik ware diensmaker van die Here is nie. So jy gaan eers dit nou onderskei deur die woord van God, wat tweedens deur hulle lewe is. Jy sê amen daar. Nou ek weet, as ons praat oor die eindtyd, dan is dit baie maal 'n skrikkerige onderwerp vir mense. Mense raak bang. Maar vir die kind van God hoef dit nie iets te wees om bekommerd te wees nie. Want Jesus self sê hierdie woorde in Lukas, hy sê, as hierdie dinge gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So wanneer ons hierdie goeie sien gebeur, wat juist oor die wêreld begin plaas te vind, dit juist afspeel, dan moet ons nie met bekommernis daarna kyk nie, maar ons moet juist ons hoofde ophef en met hoop op kyk en sê, ons verlossing is naby. Daar is hoop vir ons, want Jesus gaan weer terugkom. Sê jy amen daar. Vir daardie rede hoef ons as kinders van God nie bekommerd te wees nie, want hy is nog steeds in beheer. Ons begin nou juist vandag, kom ons af met hierdie reeks oor die boek Openbaring. Nou ek gaan vir jou 'n bietjie agtergrond gee, ek gaan 'n bietjie meer 'n oorsigsboodskap hê vandag, maar ek gaan nog steeds vir jou preek, ek gaan jou nog steeds bedien met die woord van die Here. Die woord Openbaring, so wat hy staan in die Griekse taal, word die woordjie gebruik apokalipsis. Ek wil nou nie slim klink as ek dit nou vir jou sê nie, maar dis die spesifieke woord wat hy gebruik, apokalipsis. En dis waar die Engelse woord apocalypse vandaan kom. Nou gewoonlik wanneer daar gepraat word van die apocalypse, dan verwys dit na die eindtyd gebeure waar daar verwoesting gaan plaasvind en die wêreld eintlik opnuut gemaak gaan word. Die fliek van Bruce Willis Armageddon is juis 'n apocalyptiek fliek, as ek dit so kan uitdruk, waar dit gaan oor verwoesting van die wêreld en so moes hy toe nou gaan en die held wees en eintlik nog sterf sodat hy die wêreld kan red. En eintlik is daar 'n element van die boodskap van Christus daar opgevang waar een man gesterf het sodat die wêreld kan bly leef. Maar ek wil vir jou sê, iemand groter as Bruce Willis en Armageddon het sy lewe afgelê vir hierdie wêreld en dis die seun van God Jesus Christus. Maar die wonderlike ding van dit alles is hy het sy lewe neergelê vir 'n wêreld wat hom verloor en vir 'n wêreld wat hom nie ken nie, maar hy het ook weer opgestaan uit die doodheid en hy leef tot in alle ewigheid. Maar hierdie woordjie apokalipsis beteken letterlik om te ontbloot, om aan die lig te bring, om bekend te maak. Die Engelse woord beskryf dit, of die Engelse term beskryf dit baie mooi, to take the cover off. To take the cover off. Verbeel jou, hier is 'n tafeldoek wat oor hierdie preekstoel met die rekenaar gegooi is. Jy weet nie so voorwerpe onder, maar jy weet nie wat daar is nie. Maar die oomblik as ek die doek afhaal, dan kan jy duidelik sien wat dit is en wat daaraan gaan maak en sin. So is dit ook waarop neerkom dat die boek Openbaring is juist bedoel om te ontbloot, to take the cover off. Maar die hartseer ding van alles, as jy jou Bybel oopmaak, dan gaan jy sien dit word genoem die Openbaring van Johannes. Maar dit is juist nie die Openbaring van Johannes nie, dit is die Openbaring van Jesus Christus wat hy aan sy diensknegte wil vertoon. Wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te doen. So dit is juist die Openbaring van Jesus Christus. Hy word ontbloot, hy word bekend gemaak vir ons deur die boek. Nou dit gebeur in die 1500s dat Martin Luther het die reformatie begin en hy het 'n teses gehad van 95 dinge wat hy nie mee saamgestem het van die Katolieke Kerk nie. Maar so wat hy daar die teses uitgerig het, was hy een van die mense gewees wat gesê het hy kan nie die nut van die boek Openbaring verstaan nie. Hy weet nie hoekom moet hy in die Bybel lees nie. Hy sien juist nie die Openbaring van Jesus Christus nie. Nou wil ek vir dit sê, Martin Luther was reg gewees vir baie dinge met betrekking tot die reformatie, regarding the Reformation, but he got it completely wrong regarding the Revelation. En daar die kop misgesit, want jy sien, as jy juist deur die boek gaan, dan ontdek jy hoe Jesus Christus ontbloot word, hoe hy vir ons beskryf word, hoe hy groot gemaak word. Dan besef jy dat hy is nie maar net nog 'n mens nie, maar hy is juist die koning van die konings, die een wat leef tot in alle ewigheid. Halleluja. Hy word ontbloot, hy word vir ons bekend gemaak. Nou wil ek net vir jou dit verduidelik. Jy sien die evangelies, meer nou Matteus, Markus, Lukas en Johannes, het spesifiek gefokus op die eerste koms van die Here Jesus.
Gedeeltes van daardie 4 getuienisse, as ons dit so kan stel, het gepraat oor Jesus se tweede koms, maar is maar net so 'n gedeelte gewees daarvan. Johannes, Jakobus en Petrus het die voorreg gehad om saam met Jesus op die berg te wees, en in 'n oomblik terwyl hulle daar op die berg is, verander hy van gedaante voor hulle, en hulle sien hom in 'n verheerlikte staat. Vir 'n oomblik het hulle hom anders gesien as net vlees en bloed, vir daai oomblik. Maar so kom dit daar neer dat die evangelies beeld Jesus juis uit as die nederige diensknegt, wat in 'n krib neergelê is, want daar was nie plek gewees vir sy ouers om te bly nie. Hy word uitgebeeld as 'n mens wat versoeking verdraai en ook so vernedering moes deurgaan, waar daar juist om gesê is, hy het die duiwel in hom. En hy dryf nie hierdie bose geeste uit met die krag van God nie, maar hy self is besete. Hy moes daardie vernedering en versoekinge deurgaan. Verder moes hy ook so die versoeking deurgaan deur aan die kruis staan, en die skare mense wat net 'n paar dae terug uitgeroep het, Hosanna aan die koning, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, moes hulle hoor hoe daar uitgeskreeu word, ander kom hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. As U die Christus is, klim van die kruis af, dan sal ons glo. Jy sien, dit is juist hoe hy uitgebeeld word in die evangelies. Ons lees ook hoe hy later van die kruis afgehaal is, want hy het gesterf, en dan net vir 'n klein oomblik word daarin geraak, maar dis die belangrikste deel van Matteus, van Markus, van Lukas, van Johannes. Hy het opgestaan uit die dood, en hy leef tot in alle ewigheid. Maar jy sien, die boek Openbaring vat dit verder. Hy beeld vir ons nie net meer hierdie nederige diensknegt uit nie, maar hy beeld vir ons uit die koning van die konings. Jy sien net in die vers hierna word hy so beskryf as die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode uit, die owerste oor die konings van die aarde. Hy word genoem die een wie dood was, maar kyk, hy leef tot in alle ewigheid. Daar word van hom gesê, ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy word verder ook beskryf as die een wat ondersoek instel in sy gemeentes, en dan ook so gaan en 'n woord van bemoediging gee of 'n woord van bestraffing, so word hy beskrywe. Dan word hy verder uitgebeeld in die hemelse heerlikheid as die lam wat geslag is. So ook word hy later dan uitgebeeld hier aan die einde as die ruiter op die wit perd, wat vuur en vlam in sy oë het, en hy word genoem getrou en waaragtig, en hy kom om oorlog te voer in geregtigheid, en sy naam is die woord van God. So word Jesus Christus uitgebeeld. Eintlik kan ons gaan en kan ons sê dat die boek Openbaring is 'n verlenging van die 4 evangelies. Hy is eintlik, soos dit so kan stel, die 5de evangelie van Jesus Christus. Hy word vir ons openbaar. The cover is taken off, sodat ons kan verstaan wie is Jesus Christus. Sê amen daar. Een van my gunsteling verse is in Filippense 2, hier vanaf vers 6. Hy sê, hy wie in die gestalte van God is, het geen behoefte geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die vorm van 'n diensknegt aan te neem. En dan sê hy verder, daarom, omdat hy gehoorsaam was op die dood, ja, die dood van die kruis, het God hom uitermate verhoog, en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van hulle wat bo die hemel is, hulle wat onder die aarde is, hulle wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Nou daardie vers, daardie teks, split Jesus sy eerste koms en sy tweede koms perfek. En wanneer hy praat van daarom, omdat hy gehoorsaam was en God hom uitermate verhoog, dan is dit juist dit wat in Openbaring vir ons beskryf word. Maak dit sin? Prys die Here daarvoor. Miskien is 'n bietjie meer 'n lewensboodskap. Ek gaan nie noodwendig so vurig preek soos ander kere nie, maar ek wil onderrig met God se woord. Amen. Prys die Here se lieflike naam. Maar nou is dit nodig om te moet weet, vir wie is hierdie boek geskryf? Want jy sien, baie nog wanneer ons die boek lees, of wanneer mense 'n opinie lewer oor die boek, dan stap hulle baie meer deur mekaar daar weg as wat dit was voordat hulle hom gelees het. Baie maal as jy 'n opinie hoor daarvan, dan kom dit juist daarop neer dat die oomblik nadat jy dit gehoor het, dan voel dit vir jou asof alles meer bedek is, dit is nie duideliker gemaak nie. Wie weet waarvan ek praat? As daar iemand wat eerlik is wat wil sê, jy weet waarvan ek praat. Jy is meer deur mekaar gemaak as wat jy eintlik verstaan.
Nou hier is ons die werklikheid van die saak. Die boek Openbaring beskryf Jesus hoe alle mense hom gaan sien. Hoe alle mense hom gaan ervaar. Maar hy is nie vir alle mense bedoel nie. Hy is nie vir alle mense beskore nie. Jy sien, dit word juist so genoem, dat hierdie boek is vir die diensknegte van Jesus Christus. Met ander woorde, die inhoud van die boek gaan en hy raak alle mense reg in die wêreld. Maar nie alle mense gaan verstaan waaroor dit gaan nie, want nie alle mense is diensknegte van die Here Jesus nie. Dit is nodig vir ons om te moet weet, net omdat mense op kerkbanke sit, beteken nie dat hulle waarlik 'n verhouding het met die lewende God nie. Net omdat mense se name op die lys is van 'n gemeente, beteken nie dat hulle God in gees en in waarheid dien nie. Jou naam mag dalk 'n rol wees van mense, maar is jou naam opgeteken in die boek van die lewe van die Lam. Dis wat saak maak op jou einde van die dag. Sê ja nie daar. Dis juist dit wat noodsaaklik is dat nie almal het 'n verhouding met die lewende God nie. Nie almal is diensknegte van Jesus nie. Hy sê self aangaande Judas, hy sê dat een van julle gaan my verraai want hy het 'n duiwel. Nou met Jesus juist gegaan in sy almag en in sy glorie as die seun van God en hy het die keuse gemaak om nog steeds daai een te kies wat die duiwel is, naamlik Judas. So dit beteken dat nie almal wat hom volg of beweer dat hulle hom volg, het werklik waar 'n verhouding met die Here Jesus. Dis juist waarop dit neerkom. So ons moet versigtig wees, weer eens, vir mense wat na ons toe kom in die naam van Jesus, want dit mag nie noodwendig beteken dat hulle 'n lewende verhouding met die mens. Sê amen daar. John MacArthur het die mooi ding gesê, aangaande die boek Openbaring, en ek wil net vir jou lees, die quote. Hy sê, here is one clear reason why non-Christians find this book incomprehensible. Hoekom hulle hom nie kan verstaan nie. It was never intended for them. Because the natural man does not understand the things of God. Iemand wat in die vlees is, kan nie die dinge van God verstaan nie. Paulus gaan in 1 Korintiërs en hy sê dat die wysheid van God is dwaasheid by die wêreld en die wysheid van die wêreld is dwaasheid by God. Met ander woorde, dit wat vir mense belangrik is en dit wat mense as wysheid beskou, weeg nie op by dit wat God as belangrik en as wysheid beskou nie, want dit is nie dieselfde ding nie. En so kom dit juist daarmee dat iemand wat in die vlees leef en 'n sondige leefstyl juist wil verstaan en koester, gaan nie hierdie dinge kan verstaan nie, want hy of sy is nie werklik ware diensknegt van die Here Jesus nie. Die boek is juist bedoel vir ware gelowiges. Dan wil ek net nog daarop vir jou sê, maar jy nog baie na die goeders lees, dan dink jy, wat beskryf hierdie man? Ons moet verstaan dat Johannes het in die eerste eeu geleef. Daar is spekulasie wat was in die laat 60er jare geskryf en dalk in die vroeë 90's van die eerste eeu verskillende kampe bestry daaroor. Ek gaan nie vir jou sê wie is reg nie, ek kan nie vir jou sê. Maar ons moet verstaan dat hy dinge gesien wat in vandag se tyd afspeel, wat hy nog nooit in sy lewe gesien het nie. Soos sy helikopter, soos 'n tank. Nou hoe moet hy dit dan beskryf? Met dit wat hy ken. Daarom wanneer hy sekere beeldspraak gebruik, dan is dit nie hierdie vreemde ding wat lyk soos 'n sci-fi gebeurtenis nie. Hy beskryf 'n tank of 'n helikopter, of dalk selfs 'n selfoon for that matter, wat hy die eerste keer in sy lewe gesien het, want dit is vreemd vir hom daai. Om en by in die tyd van die 1840's, toe ontstaan daar 'n beweging waar hulle gesê het dat die Here Jesus gaan kom in eers in 1843 en toe in 1844. En daar's baie elemente uit die boek Openbaring wat hulle gevat het. En daar's dinge wat op daai tyd van toepassing was. Maar hier waar ons nou vandag leef, is daar dinge wat meer sin maak as wat in 1844 gedoen het, of in 1536 of in 92 na Christus. Wat ons verstaan dit nou beter gebaseer op die tegnologie en die dinge gevorder. Dit maak sin. Maar hierdie boek is juis nie vir alle mense bedoel nie, dis net vir die kind van God bedoel. Amen. Maar dit is ook nodig om te weet dat die inhoud van hierdie boek is profeties. Nou wil ek vir jou dit sê, baie mense sal gaan en hulle sal stryd oor die egtheid van die Bybel, hulle sal goeders aanhaal soos om te sê die Bybel weerspreek homself.
Of hulle sal sê, nee, die Bybel is verdraai, en dit is so, daar is verdraaide vertalings, ek gaan nie nou daar ingaan met jou nie, maar die werklikheid van die saak is, waar het jy al ooit 'n boek gesien, wat oor 'n tydperk van 1500 jaar geskryf is deur 40 verskillende skrywers, in 3 verskillende tale, oor 3 verskillende kontinente, dan die storie wat aan die begin beskryf word, oorvleuel met die storie wat aan die einde afspeel. Mense het hom geskryf, maar God het hom geïnspireer. So ek wil dit vir jou onomwonde sê, sonder twyfel vandag, die Bybel weerspreek nie homself nie. Ek is in die kamp wat glo dat hierdie is die geïnspireerde woord van God. Ek wil net gou hierdie vir jou vertel, net 'n kort, kan nie te lank vat nie. 'n Paar jaar terug gebeur dat ek is by 'n braai en daar's 'n bietjie alkohol betrokke en een van die mense die daar is, terg my spottend oor my verhouding met die Here. En ek het nou maar besluit, ek gaan nou maar op my tande kners, ek gaan nie te veel daaroor sê nie, want die woord sê ons dat ons van verdrukking en vervolging het, so ek is oorlaai daarmee. Daar word ook immers gespot oor ons kerkgenootskap. En so gebeur dit dat 'n ander persoon wat in die gesprek is, begin uit te vra oor ons kerk en antwoord hom. En op 'n stadium sê ek 'n spesifieke frase dat die vrou is onderdanig aan haar man. En daar blik ek 'n blik verhoor. 'n Onskuldige ding wat ek gesê het. En daardie man wat so terg oor my verhouding met die Here en ons kerk, gaan daar te keer en sê, hierdie boek is maar net 'n dagboek inskrywing van wat 2000 jaar terug gebeur het en voor dit. Die inhoud van hierdie boek is glad nie meer relevant op ons in vandag se tyd nie. Dit het maar net historiese waarde. Wie wat gebeur? Dit was in Augustus van daardie jaar, die Desember, toe trou daardie man. Die volgende jaar, November, hy was nog nie 'n jaar getroud nie, toe was sy vrou vir 'n ander man. Weet jy hoekom? Want hy het gesê, dis nie nodig vir die vrou onderdanig te wees met die man, terwyl hy dit sê. Ek wil dit nou nie by die konteks rig, die onderwerp nie, maar dit is juis waar die gesprek ontstaan het, en hy het gesê, ek glo nie in die egtheid van die Bybel nie. En dit was die ondergang gewees van sy huwelik. Want die Bybelse beginsel word nie toegepas nie. Dis juis waar dit gaan. So ek is een van die mense wat glo dat hierdie boek is nog steeds relevant, en hy is nog steeds betroubaar. Jy sien, dis juis Bybelprofesie en profesie wat die Bybel betroubaar maak. Dis juist dit wat vir ons bewys dat die Bybel is inderdaad 'n geïnspireerde boek, dat dit nie net nog 'n geskiedenisboek is nie, maar dat hy 'n werklikheid is, want hy sê vir ons wat gaan gebeur en dan speel dit presies af soos wat hy dit beskryf het. Verder is dit ook profesie wat die Bybel relevant maak, van toepassing maak op hierdie tyd waarin jy en ek leef. Nou wil ek vir sê, profesie soos wat dit in die Bybel uitgebeeld is nie soos wat baie maal in vandag se tyd in kerkgenootskappe beoefen word nie. Hoe dit baie maal in vandag se tyd beoefen word is, dat iemand sal gaan en sê, I prophesy. En dan sê hy, hierdie in abundance en hierdie ding en daardie ding oor jou. Iemand sal hier sommer kom wat 'n finansiële probleme is, en hy sal vra vir gebed, dan sal hy sê, I prophesy prosperity over you. In the name of Jesus. I prophesy. Ek profeteer. Dis nie hoe profesie in die Bybel uitgebeeld word nie. Hier en daar verduidelik, ek gaan dit nie kompleks weer vertel. Hierdie einste manier van profesie word baie maal buite konteks gevat van wat in Esegiel 37 staan, waar God vir ons sê oor die doodsbeendere profeteer. Maar dit is nodig vir ons om te moet verstaan, eerstens uit die staanspoor uit, Esegiel was nie net die tuinjong gewees wat daar die tuinbossies uitgetrek het nie, hy was 'n profeet gewees van die Allerhoogste. Verder het hy nie net op 'n Saterdagmiddag besluit, ek gaan op 'n Saturday afternoon walk gaan, en toe kom hy by die dal van doodsbeender nie. Die gees van die Here het hom daarna toe gelei. En toe hy daaraan kom vra God van, kan hierdie beendere leef? En hy sê, Here, U weet dit. En toe gee God hom die opdrag en hy sê vir hom, profeteer oor hierdie beendere dat hulle dit leef. En dis juist hoe profesie vir ons stel op die werk moet 'n openbaring wees wat van God afkom. 'n Baie goeie voorbeeld van hoe profesie ook werk is die profeet Daniël. Hoor dat die koning het 'n droom gehad, maar die koning sê nie wat het hy gedroom nie. Die koning vra dat daar gesê word het eerstens wat het hy gedroom en wat is die betekenis daarvan. En Daniël bid en God
gee vir hom die openbaring, en hy gaan na die koning toe, en hy sê dit is vir hom, hier is wat jy gedroom het. En toe gaan hy en hy gee vir hom die uitleg. Dis juist hoe profesie werk is, daar moet 'n goddelike openbaring kom. Nie dit wat in jou gedagtes is nie dit wat jy voel nie dit wat jy graag wil spreek nie, dit moet van God afkom. Dit is hoe profesie veronderstel is om te werk. Sê jy amen daar? Dis nodig om dit te moet sê, want dit word baie maal misbruik in die naam van Jesus. Maar dit is ook nodig om te moet weet dat Bybelse profesie strek oor tydsgrense. Met ander woorde, dit raak aan die verlede, dit raak aan die hede en dit raak aan die toekoms. Terug by die droom van Nebukadneser. Hy het 'n droom gehad in die verlede. Daniël gaan en hy lê dit vir hom uit in die hede en hy sê vir hom die betekenis daarvan is in die toekoms. Dis juist hoe profesie werk. Dit raak elke vorm van tyd. Nou om die boek Openbaring juist te kan verstaan, moet jy kyk na vers 19 en hy sê hierdie woorde: skryf die dinge op wat jy gesien het, in die verlede, die wat is, die Here, sowel as die wat gaan gebeur. Dis juist hoe die boek verstaan word. Hy raak aan die verlede, hy raak aan die Here en hy raak ook so aan die toekoms. Amen. Maar nou is dit ook nodig vir ons om te moet verstaan. Dit is baie belangrik. Die boek Openbaring is 'n boek van oorwinning, maar dit is ook 'n boek van oordeel. Dit is 'n boek wat vertel van die glorie van Christus, maar dit vertel ook vir ons hoe hy sonde en ongeregtigheid gaan hanteer. Dit is nie net 'n boek van genade nie, maar dit is ook 'n boek van die geregtigheid van God. Jy sien, hy praat juist van die rivier van die water van die lewe, wat geniet kan word, maar hy praat ook van die poel van vuur en swaal, waar daar sekeres gewerk kan word, wat die ongeregtigheid moet sê aan daar. So dis nie net hierdie mooi boek wat vir ons liewe Jesus uitbeeld nie, maar dit wys juist vir ons die ernstigheid van die saak oor die oordeel van God wat oor die wêreld gaan kom en hoe God juist met die ongeregtigheid gaan aflê. Sê amen dan. Dan net nog die vers vir jou lees. Hy sê dit in Openbaring 21 vers 7 en 8. Hy sê hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en oorreders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Jy sien aan die een kant vooraf sê hy wat oorwin sal alles beerwe, maar aan die ander kant is daar juist oordeel wat God uitoefen oor hulle wat ongeregtigheid. Dis nodig vir ons om dit te verstaan. Ek haas net na my einde toe en ek wil net nog brief vir jou sê. Die boek Openbaring is juist nie daar om mense af te skrik nie, veral nie gelowiges nie. Hy is bedoel vir die gelowige mens, maar hy is bedoel om 'n seën te wees, to be a blessing. Die boek is juist daar om tot 'n seën te wees vir die een wat die woorde lees, vir die een wat die woorde hoor en vir die een wat die woorde bewaar, want die tyd is naby. Hy sê immers in vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, die wat dit hoor en bewaar wat daar geskrywe is, want die tyd is naby. Nou wanneer die woordjie salig gebruik word, dan beteken dit uitermate geseën of uitermate gelukkig. So uitermate gelukkig is die persoon wat hierdie woorde lees, wie dit hoor en dit bewaar. Want die tyd is naby. Mag jy dalk sê, pastoor, hierdie boek is dan nou omtrent 1900 jaar terug geskryf en daarom nou sê die tyd is naby. Beteken dit dan nou dat Johannes het God misgesit, nie 'n ander behalwe. Dis nodig vir ons om te moet weet dat wanneer die goeders begin af te speel wat in Openbaring beskryf word, gaan dit oogwink gebeur, vinnig, oor 'n kort tydperk. Dis nie iets wat oor 40 of 70 jaar gaan plaasvind nie, oor 'n kort tydperk. Die tyd wat ek gedurig weer sien, is 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae. Dis nie lang. Vinnig gaan dit afspeel. Dis juist hoe vinnig dit is.
Maar dit is nodig om te moet weet. Die profesie wat in Openbaring is, as ek het so kan uitdruk, is soos domino's wat gepak is. Weet jy wie van jy het al gesien, lyk dit as domino's reg staan, en dan begin hulle op te val, en dan tik hy die volgende en dan tik hy die volgende en dan tik hy die volgende, en so veroorsaak het 'n kettingreaksie. Vir hierdie reeks profesie om tot vervulling te kom, is daar nog ander profesie wat uitstaande is, wat nog gedeeltelik vervul is of nog glad nie. Dis hoekom dit nog nie gebeur het, dat hierdie dinge wat hier beskryf word, tot vervulling gekom het nie. Daar is ook hierdie goedes uitstaande. Jy sien, God kan nie werk teen sy woord nie, want dan maak het hom tot 'n leenaar. Jesus self sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar sy woorde sal nooit verbygaan nie. As God buite sy woord optree, dan maak het hom tot 'n leenaar. Jesus gaan in die oomblik voordat hy terwyl hy gevange geneem word sê, dat hy kan oploop tot die hemele toe, en daar is, ek meen 12 legioen engele, ek mag dat verkeerd wees van die getal, 12 maal 6000 engele wat gereed staan om hom te verlos. En sy antwoord is, as dit sou gebeur, dan sou die skrifte nie tot vervulling kom nie. So vir daai rede het hy die smart van die kruis toe deurgegaan, sodat die skrif tot vervulling kan kom. Dis juist hoekom hierdie goeders wat vir ons beskryf word verder in die boek nog nie tot vervulling gekom het nie, want daar die ander gebeure is nog steeds uitstaande. Maak dit sin? Maar die oomblik wanneer dit gaan gebeur, dan gaan dit groot wees. Nou wil ek gou vir jou hierdie ding sê. Die seën lê juist hier, the blessing lies in this. Vir die persoon wat die woorde lees, die persoon wat die woorde hoor, en die persoon wat dit bewaar. Weet jy waar kom dit neer? Dis 'n persoon wat gered wees, want dit mag daar net gebeur. Dis 'n persoon wat verstaan dit waar daar bedien was oorjaarsmaand om te sê, waar dan? Want jy weet nie wanneer die seën van die mens kom nie. Dis 'n persoon wat verstaan, wees dan altyd gereed, want die seën van die mens kom op 'n uur wat jy dit nie verwag nie. Dis juist daar waar die seën opgevang is, want jy leef gereed vir hierdie ding om af te kan speel. Miskien mag dit dalk nie in ons tyd gebeur nie. Ek is van mening dit gaan, miskien is ek verkeerd, miskien beskik die Here anderste. Maar ek kies om te leef soos iemand wat gereed is, want dit mag dalk net gebeur. Amen. Prys die Here, kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie dat ek hierdie boodskap mag aflewer vandag. Jy sou praat oor hierdie boek. Dis 'n geseënde boek. En dis 'n boodskap wat vol is van betekenis vir ons as mens en vir ons as gelowiges. En ek bid so, Here, dat U hierdie gedagte en hierdie oorsig wat daar vandag gegee is in hierdie boek, oor hierdie boek so sal seën in die lewe van ons gemeente. En Here, dat elkeen wat vandag die woord gehoor het, jy so sal ag gee daarop dat dit 'n ernstige saak is om U te dien. Ek wil so bid, Here, dat U in ons hart en ons lewe sal werk, dat elkeen van ons as mens gereed sal wees, dat ons sal lewe met 'n afwagting en 'n verwagting dat die koning van die konings juist dalk so mag terugkom om ons te kom haal. Ek wil so bid, Here, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. En Vader, dat elkeen van ons wat vandag hier so sit, genoem sal kan word diensknegte van Jesus. Want hierdie boodskap is juist so van toepassing op ons. Ek dank en ek eer U daarvoor, Vader, in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Ek het nou klaar gepreek, maar ek wil net nog vinnig vir jou vertel. Kort. Hulle vertel van 'n groep geleerde manne, teoloë wat by mekaar gekom het, en hulle vra mekaar af, wat is die betekenis van die boek Openbaring? En hierdie ene sê dit, daardie ene sê dat, daardie ene sê die, hierdie ene sê daai, en nergens kom hulle by dieselfde gevolgtrekking of punttrekking. En so gebeur dit dat die sameroeper is moedeloos, want hy het nou hierdie klomp slim mense, maar hy voel nou eintlik dom met alle antwoorde wat hulle gegee het. En op 'n stadium het hulle breek, en daar is 'n skoonmaker besig om of die vloere te vee of te mop, maar hy is besig om skoon te maak. En hulle weet dat hierdie man is 'n erkende kind van God, hy dien die Here in gees en waarheid. En die persoon stap na hom toe en hy vra vir hom, kan jy asseblief vir my sê,
waaroor gaan die boek openbaar? Kan jy dit vir my vertel asseblief? En die man stop om te vee of te mok waarmee hy besig is. En hy kyk skoonlik in die verte in. En hier begin hy weer verder te vee en te mok. En die persoon dink, maar dit is nou eintlik 'n stuk van jou, jy kan nou nie antwoord. En hy vra hom weer, what is the meaning of the book of Revelation? En daai eenvoudige man stop. En hy gee hierdie antwoord. Jesus wins. Jesus wen. Dis waaroor dit gaan. Die Psalm van die Here bevestig dit nou. Jesus wen. Dis vir daai rede om ons as gelowiges nie bang hoef te wees oor die nie, maar as jy is die seën vir ons, want Jesus wen. Amen.